Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Soos julle gehoor, ek is Johannes en nou het julle ook 'n gesig vir my. Ek het 'n paar notas gemaak. Sorry, my English is not good. Maar dit is goed dat ek 'n familie het wat omgee, so ek kan nou op Duits oorslaan en julle moet my verskoon. Nee, okay. Ek het 'n ander broer wat ook sy naam is Johannes en hy het 2000 jaar gelede gelewe. Hy het 'n visioen gehad en hy en ek, ons twee het iets gemeen. Hy het iets gesê wat my getref het, wat ek ook beleef het. Ek wil dit met julle deel. Hy het gesê, ek vat dit in my woorde, hy het gesê, dit wat ek gesien het, dit wat ek gehoor het, dit wat ek beleef het, wil ek aan julle verkondig, sodat julle almal bly kan wees en die Here met danksagging kan om dankie sê. Ek het presies dieselfde beleef. Ek wil dit nou met julle deel, wat ek beleef het, wat ek gehoor het, wat ek aan julle wil verkondig, sodat julle, is 'n opdrag vir julle, dat julle vir die Here dankie sê. So wat gebeur het, ek hou my lunchtyd naby Willem Prinsloo Museum en ek het daar met my kar gestaan. Ek sit in my kar en toe kom twee mense van agteraf met twee pistole en kom van alle kante en ek word uit die kar geruk, word langs die kar op die grond gegooi, vastgebind en agter op die bakkie gegooi en toe jaag ons. In daai oomblik was ek baie rustig. My hartklop het nie so vinnig geklop soos ek nou hier staan. Het is reg verbasend. Ek lê op die bakkie, word agter rondgegooi. Ons het grondpad gejaag oor al die heuwels. Ons het nie gestop nie. Dit was nie 'n rem nie, dit was 'n jaag. En terwyl ek daar agter links en regs vlieg, bid ek en ek vra vir die Here, ek sê vir hom, as ek moet huis toe gaan, is ek reg. Ek is reg om huis toe te gaan. As die Here my wil vat, dan moet hy my vat. Maar hy moet twee dinge vir my beloof. Hy moet my beloof dat hy vir my vrou en vir my kinders sorg, en dat hulle geloof nie opgee nie. En na dit het ek gesê, Here, ek dink dit is te vroeg. Dit is te vroeg om huis te gaan. In daai oomblik het ek so seker gevoel, soos nog iets, daar was nie 'n beter plek waar ek kon gewees het. Ek dink dis daai hoop, wat ook Bob vertel het, daai hoop wat ons het ek in daai oomblik beleef. Ek wil op 'n plek wees waar ek veilig is. Die omstandighede rondom was nie veilig nie, maar ek het veilig gevoel. Ek het die Here beleef aan my kant. Ek was rustig, ek het geweet, hy is by my, en as ek huis toe gaan, gaan ek huis toe, en dit is goed. So, ek was rustig daar agter, maar toe stop ons met die karre, en ons ruil die karre, en ek kom in 'n ander kar, moet agterin klim, en ek word geblinddoek, en die hele dinamika het verander. Ek was nie meer rustig nie. Ek het gevoel, hier is iets aan die gang. Die mense, die tweede man wat saam gery het, was baie aggressief. Ek mag nie beweeg nie, ek mag niks doen nie, en ons jaag weer aan. Ons stop, ons ry om, ons jaag weer. Ons stop, ons ry om. Ek het gedink, okay, iets is nie reg nie. En toe bid ek weer en sê, Here, ek wil goeie besluite neem. Ek wil niks verkeerd doen wat sleg is. So, laat my weet, wat moet ek doen? En in daai omstandighede het ek gedink, okay, ek moet die knope oopkry en ek moet uit die kar klim. Ek dink nie, ek kan veilig hier uitkom nie.
En toe begin ek knope oopmaak. 1 knoop, 2 knope. En toe stop ons weer. En ek dink, okay, niemand weet van dit wat nou gebeur. Niemand. Mia verwag my eers 5 uur by die huis. Dit het in die middag gebeur. Dit het in die middag so 1:30, kort voor 2 uur gebeur. En niemand weet wat aangaan. So ons stop daar, en ek word aan die bene uit die kar geruk, ek is geblinddoek, en ons stap deur die bosse in, en toe sê een van hulle, ek moet hier neerkniel en op 50 tel. En ek dink, okay, is nou verby. Ek wag net dat die skoot kom. En toe ek hier begin om te tel, hoe ek die tweede deur van die kar gaan oop, en ek dink, okay, die een ou wat so vriendelik was met my aan die begin, kon my nie geskiet het nie, nou kom die ander een. En ek vat die kans om my met die skouer net die blinddoek af te kry, en sodra ek dit afkry, spring ek op en hardloop weg. So ek het dan by 'n plaas uitgekom, wat mense my gehelp het, polisie gebel het, polisie het gekom, my polisiestasie toegevat. Daar was klaar mense wat ek gesien het, wat vir my wag, en ek was so bly om daar te wees. So dit het met my gebeur, en die tussentyd het gebeur by die huis, wat ek in die tyd nie geweet het nie. Mia het die oproep gekry dat ek ontvoer is. Sy het vir klomp mense gebel, maar niemand het die foon opgetel nie. So sy bel haar broer in Durban en sê, Johannes, wat moet ek doen? Hy sê, bel weer vir Poen, en dan maak vir jou 'n lekker tee. Julle kan my vrou kry met tee. En sy bel weer vir Poen, laat Poen weet. Poen sê, ek is nou daar. Poen kom huis toe. My swaar anders was, Celia en Cornelia, hulle kom. Hulle help daar, hulle werk saam, hulle sit net alles op plek. Colette het gekom met die kinders om vir my kinders te kyk, sodat hulle uit die pad kan wees en iemand daar is vir hulle. Mense het kos gebring. Gert het vertel, hy het ook ingespring, verkeerskameras gekyk, waar is ek? Ja, my hele gesinsgroep was hier en het gebid, en ek dink, soos dit begin het julle ook allemaal die boodskap gekry en julle het gebid. Wat ek van God geleer het in die omstandighede was 3 dinge wat ek met julle wil deel. Die een is, ek is nie alleen nie. Julle is nie alleen nie. Tweede punt, God hoor gebed. En derde punt, gooi die slegte weg en hou die goeie. So die eerste, ek is nie alleen nie. In die oomblik waar ek op die bakkie agter was en gebid het ek so seker gevoel dat God by my is. Dit was my oomblik waar ek met God alleen was, veilig was. En ek het groot geword en altyd gedink, ek het nie vriende nie. Daar is niemand wat vir my omgee nie. Niemand verstaan my. Ek is nie 'n rugbyspeler nie. Maar God ken my. En ek het soveel geloofsvriende hier en oor die hele wêreld wat vir my gebid het. Net vir my, mense wat ek nie weet dat hulle my ken, of hulle ken my glad nie. Daar was mense wat nie eers gelowig is, wat ook gebid het. Baie van my kliënte het dit ook gekry. So, prys die Here vir dit, ek is nie alleen nie, ek het 'n klomp mense wat ek vriende mag noem. So God, tweede punt, God hoor gebed. Soos julle begin het om te bid, het ek ook gevoel in die oomblikke waar ek rondjaag, ek is nie alleen nie, dit is nie net God is by my, ek het geweet, julle bid ook almal vir my.
Sodra julle dit weet, sal julle vir my bid. Mense, ek kan die gevoel nie beskryf nie, maar dit is 'n gevoel waar jy veilig voel, waar jy weet, jy is nie alleen nie, jy voel soos 'n familie, soos 'n seun einfach met sy pa goedes kan doen. Hy voel veilig, hy voel lekker. So julle gebede het my gehelp. En soos ek ook gebid het, God ook my verhoor, en julle verhoor. Ons het later uitgevind, daar het mense, ten minste in 16 verskillende lande gebid. Van Amerika af, van Texas af, tot Europa, hier in Zuid-Afrika, in Afrika, Botswana, rondom Namibia. Ons het mense in Maleisië gehad wat gebid het, mense in Australië, mense in Nieu-Seeland wat gebid het. Hulle het rondom die hele wêreld gebid. En as ek net so tel, is dit 1500 mense wat bid. En God moet vir 1500 mense antwoord. Gebed is regtig iets wat kragtig is. Moenie dit onderskat nie, omdat julle gebid het. Ek wil nie vir 1500 mense antwoord gee. Maar God het vir julle almal antwoord gegee op julle gebed, wat julle gebid het. Ek sê vir julle wat hulle gebid het. Ek weet nie wat julle gebid het, maar ek weet van 'n paar mense. Hulle het gebid dat ek die taal kan verstaan. Is 'n groot ding, want taal is vir my moeilik. In Engels verstaan ek nie alles goed nie. So, ek het een gekry, hy het suiwer Afrikaans met my gepraat, en hy het met my manier aangespreek. Julle het gebid, dat my niks oorkom. Ek het nie seer gekry, ek het niks seer gekry van hulle nie. Daar het niks gebeur nie. Derde ding, julle het gebid dat ek voor my kinders in die bed kom, by die huis is. Ek was voor my kinders in die bed gekom het by die huis. So, hoe geweldig is gebed? Derde punt. Gooi die slegte weg en hou die goeie. Ek dink dit is iets wat ons as Christen moet leer, soos ons hoop ook het, dat ons nie op die slegte dinge kyk, dat ons hoop op die goeie dinge is. Hou aan die goeie dinge vas. Hou aan dit vas. Moenie daaraan dink, wat is die slegte dinge? Daar is slegte dinge wat ek beleef het, maar wat my help om daartoe te werk, is dat ek nie dink aan die rowers en dit en dat het gebeur en dat het met my gebeur het. Vir my help dit om te kyk, wat het Jesus gedoen? Wat het Jesus gedoen in die oomblik wat sleg is? Ek kan sê, vir my was hierdie belewenis nie 'n slegte belewenis, vir my was dit 'n goeie belewenis. Vir my is dit, ek het iets beleef met God. God het 'n pad met my gestap. Hy stap nog steeds 'n pad met my. Maar ek wil aan hierdie goeie dinge vashou. Ek wil vashou. Hy hoor gebed. Hy het my veilig huis toe gebring. Hy sorg vir my. Ek moet nie bekommerd wees nie. Hy weet wanneer die dag is as ek huis toe gaan. En julle het seker ook met God iets beleef in julle lewe, sodat julle hier vandag sit. Dink terug in jou lewe, was goed wat jy met God beleef het, en hou aan dit vas. Moenie daaraan dink, die kar kan breek, of jy is nie seker by die werk, en dit, en jy moet omgee vir jou familie, en daar is soveel probleme, maar ons moet nie op die probleme kyk nie, ons moet op God kyk. Kyk wat God gedoen het. Ek het vanoggend met iemand gepraat, sy kar het gebreek, en karre is altyd kostes, maar God het, as ons terugdenk net aan 'n kar, het altyd genoeg geld om 'n kar toch reg te kry. En vandag ry ons nog steeds 'n kar. Hou vas aan die goeie dinge. God sorg met dit wat hy vir jou gee. So, ek maak nog my laaste punt. Ek wil ook dankie sê vir julle almal.
En my skoolma het gesê, elke persoon kort 'n bietjie anerkenning. En so ook aan julle. Julle het in daai tyd vir ons baie goed gesorg. Julle sorg nog steeds goed vir ons. En ek is God baie dankbaar. Dankie vir julle gebede. Want ek dink, as julle nie gebid het nie, weet ek nie of dit die einde so sal wees, dat ek hier kan staan. Dankie vir julle gebede. Dankie vir al die mense wat kos gebring het. Ek wil dankie sê vir Hein. Hy het my 'n nuwe bestuurbril gemaak. Ek wil dankie sê vir Gert. Hy het met my gekyk vir karre kyk. Dat ek weer 'n kar kan kry. Dankie vir sorry, ek het die naam vergeet. Maar hierdie persoon weet dit, wat vir my karre geleen het, terwyl ek nie 'n kar gehad het, dat ek weer werk toe kan ry. Dankie vir die mense wat ons dokterkostes betaal het. Dankie vir julle wat gekom het, omgegee het, vir ons gevra het, hoe gaan dit met julle, en met ons gesprek gevoer het. En hou aan om dankie te sê. Julle kan kom, julle kan vra, ek is bereid om met julle te deel. Gesprek help my om daardeur te werk, om net weer te sien, dit gaan oor God, dit gaan nie oor my nie. So baie dankie. Baie dankie Johannes en dankie dat jy dit met ons gedeel het. Nou terwyl jy hier so saam met ons almal is, gaan ek vir jou en vir jou mense bid. Here onse Vader, ons sê vir U baie dankie Here dat Johannes lewendig hier vandag staan. Dat U in U goeie wil U Vaderhand oor hom gehou het. Ons dankie Here dat U 'n verhoorder is van gebede. Ons dankie Here dat U wil laat geskied en dat U 'n goeie wil het. Geen nie om Here wat U besluit op daai dag nie. En ons kom nou na U toe Here, soos wat ons U loof vir die ja wat U gegee het op Johannes se lewe, dat U sal aanhou om hom en sy gesin te beskerm. Ons bid Here dat, soos wat hy deur hierdie goeders gaan en dit verwerk, dat U goeie wil sal klaarmaak Here, en dat hy U beter kan ken, soos wat ons sien. Ons loof U Here dat ons kan sien ons is nie alleen nie. Ons loof U Here dat ons kan sien dat U is 'n antwoorder van gebed. Help ons Here om te hoop op U, op die goeie wat U is, en dat ons U so kan loof. Ons bid dit vir Johannes, maar ons bid dit ook vir onsself, want net soos hy Here, het ons U elke dag nodig om te lewe. Mag U naam groot gemaak word deur Johannes se lewe, as ook ons. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.